Goeiemôre graad 8, dis meneer Fourie, so nou 'n afgetrede onderwyser natuurlik. En vandag kyk ons na die wetenskaplike metode. Nou soos wat julle hier kan sien, dit is 'n reeks stappe wat 'n wetenskaplike volg om kennis te werf. Nou dit is nou eintlik mos nou maar 'n eenvoudige ou definisietjie, maar basies is dit net 'n stapsgewyse proses wat gebruik word om vrae te beantwoord en probleme op 'n betroubare en objektiewe manier deur waarneming, ondersoek en eksperimente op te los. Maar dit is 'n verskriklike belangrike proses want dit word amper in elke toets of eksamenvraestel vir julle gevra. Daar word 'n ondersoek vir julle gegee en dit word vir julle verwag om hierdie proses natuurlik te ken, want daar word verskeie vrae uit hierdie proses uitgevra. So kom ons kyk gou net vinnig na die stappies. Nou daar sê julle sien, dit begin altyd met 'n observasie. Met ander woorde, jy sien iets wat vir jou vreemd is, sien iets wat vir jou pla, sien iets waaroor jy wonder ensovoorts. Dis 'n observasie. Die tweede een is natuurlik 'n vraag wat jy vir jouself gaan vra. Die derde een is jy gaan 'n raaiskoot vat van wat moontlik die rede is vir hierdie spesifieke waarneming. Met ander woorde, soos wat daai prentjie vir julle wys daarso, ek vermoed dat, of ek dink dat, of ek voorspel dat, wat moontlik die rede gaan wees vir die resultaat. Vierde een is jy beplan jou spesifieke ondersoek, hoe jy dit gaan uitvoer. Die vyfde enetjie voer jy fisies jou ondersoek uit, jy doen jou eksperiment met ander woorde. Die vyfde enetjie uit jou eksperiment uit, gaan jy natuurlik resultate kry en daai resultate gaan jy opteken. Ons gaan weer meer in detail oor al hierdie goedjies praat, so moet nie worry nie. En dan die laaste stappie van die wetenskaplike metode is natuurlik gevolgtrekking. So hierdie is basies die stappe wat enige wetenskaplike volg wanneer hy iets wil oplos, wanneer hy 'n probleem wil oplos, wanneer hy 'n eksperiment wil doen oor 'n observasie wat hy gemaak het. So kom ons kyk gou nou aan die hand van 'n voorbeeld. Jy gaan doen inkopies saam met jou ma en daar sien jy 'n hele verskeidenheid bakpoeiers te koop. Dit is jou observasie wat jy daarso het. Nou, hier kan jy sommer sien, hier's 'n Snowflake daar, is Iwisa, hier's Mooiers, hier's Royals, hier's allerhande bakpoeiers. En jy wonder nou watter een van die bakpoeiers gaan natuurlik die beste werk. Alright, so dis die vraag wat jy gaan vra. Watter soort bakpoeier uit daai hele verskeidenheid gaan koek die hoogste laat rys? So hier is die 5 verskillende bakpoeiers wat ons nou besluit het ons gaan gebruik in ons spesifieke ondersoek, maar dit is jou vraag. So hier is die koek, watter een gaan daai koek op die einde van die dag die meeste laat rys? So dit is jou vraag. Die tweede ding is, dan kan ook van jou verwag word om die doel van 'n ondersoek te identifiseer. Alright, so in hierdie spesifieke geval, obviously is jou doel is om te bepaal watter bakpoeier die koek die hoogste sal laat rys, soos wat jy daar so het. En soos ek sê, die doel is altyd om te bepaal, om te ondersoek, om te vergelyk, maar dit is waarmee jy begin. Alright, maar in hierdie voorbeeld van ons, daar is ons doel. Antwoorde, wat is die rede vir hierdie ondersoek wat ons wil doen? En dan sê hulle die doel sal altyd 2 veranderlikes hê. Dit is 'n onafhanklike veranderlike en 'n afhanklike veranderlike. Alright, nou hierdie is verskriklik belangrik vir julle leerders om, of jy nou graad 8, 9, 10, 11 of 12 is, dit word altyd van julle verwag om in hun ondersoek beide hierdie veranderlikes te kan identifiseer. Alright, so hierso het ek nou vir julle 'n lysie gemaak hier in die onderkant van wat presies is bedoel by jou afhanklike veranderlike. Kom ons gee sommer 'n bietjie kleur daarso. Ons is nou by hierdie perd. Alright. So afhanklike veranderlike, sê ons hierso, verander as gevolg van jou onafhanklike veranderlike. Dit is iets wat gemeet word en dit vind tweede plaas. En soos wat ek vir my leerders altyd sê, jou afhanklike veranderlike is dit wat jy tydens die ondersoek bepaal. Dit wat jy nie weet voor die tyd nie. Alright, so met ander woorde, hier sê hulle, wat meet ons? En in hierdie spesifieke geval, in hierdie voorbeeld, is dit die hoogte van die koek wat ons bepaal. Ons het dit nie geweet voor die tyd nie. Verstaan, ons wil ons nou uitvind, watter een van hierdie bakpoeiers, wat julle daar so het aan die onderkant, gaan koek die meeste laat rys. So ons vind dit uit tydens die ondersoek, maar wat ons wel weet voor die ondersoek, en dit is wat ons onafhanklike veranderlike is. En in hierdie voorbeeld is dit die soort bakpoeiers wat ons gaan gebruik. Aan die ander woorde daai 5. Kyk, daar is 1, 2, 3, 4, 5. Ons weet ons gaan daai 5 bakpoeiers toets, maar wat ons nie weet is die effek van daai 5 bakpoeiers, watter een die koekie hoogste gaan laat rys. So dit is waarom daai die afhanklike veranderlike is,
en die soort bakpoeier wat ons weet ons gaan gebruik voor die tyd is ons onafhanklike veranderlike. So daai is baie belangrik vir julle, asseblief daai veranderlikes te verstaan. En dis waarom ons nou gesê het hierso, dat jou doel beide veranderlikes insluit. Daar is om te sê, om te bepaal watter bakpoeier, dis is onafhanklike veranderlike, watter bakpoeier, gaan koek die hoogste laat rys, en daai is ons afhanklike veranderlike. So beide veranderlikes is teenwoordig binne jou doel. So dit is nogal belangrik. Hy kom ons skuif aan. Nou die tweede stap nadat ons gesê jy het 'n observasie gemaak, jy het 'n vraag vir jou vraag gestel, jy het 'n doel vir jouself geformuleer, is 'n basiese hipotese. Met ander woorde, soos ek sê hierso, dis 'n raaiskoot wat jy vat daarso. Ja, dis 'n raaiskoot. Dis 'n voorspelling wat jy maak, 'n raaiskoot. Nou, solank dit verband hou met die ondersoek, kan jy dit nie verkeerd kry nie. Omdat dit is 'n raaiskoot wat jy vat. So of jou raaiskoot nou op 'n positiewe manier gestel word, of dit 'n negatiewe manier gestel word, of dit op oor die algemene raaiskoot is, jy gaan dit nog steeds reg kry. Alright? Want jou gevolgtrekking wat jy na jou ondersoek gaan doen, waar jy actually 'n gevolgtrekking uit jou resultate uitmaak, dit gaan dan bepaal of hierdie aanvanklike hipotese wat jy gemaak het, hierdie raaiskoot, voor jy die eksperiment gedoen het, of dit korrek is. So of dit nou reg is of verkeerd is, maak nie saak nie. Solank jou hipotese verband hou met die ondersoek, gaan jy 'n punt kry daarvoor. Alright, maar weer eens, die hipotese moet beide veranderlikes insluit. Soos hierso, Moyers bakpoeier, wat ons weet is onafhanklike veranderlike, sal die koek die hoogste laat rys, wat ons afhanklike veranderlike is. Snowflake, wat ons onafhanklike veranderlik is, sal koek die minste laat rys, wat ons afhanklike veranderlik is. Onthou Snowflake, wat ons weet is jou onafhanklike, en wat ons uitvind is ons afhanklike. Ok, so daar sit 'n O daar vir onafhanklik. Kyk hy lelike O, genade. En daar is ons A, kyk hy A, en daar is ons afhanklik, maar moeilik vir my met die muis te skryf. Of jy kan so ver gaan om te sê, verskillende bakpoeiers sal 'n invloed hê op hoe hoog die koek gaan rys. So ja, so dis 'n algemene hipotese, maar ek sal veel eerder een van hierdie hipoteses gebruik as ek julle was. Ok, so daar is die vereistes, beide veranderlikes moet teenwoordig wees. Dit moet 'n moontlike voorspelling wees. Alright, dis 'n stelling wat jy maak, en omdat jy die eksperiment gaan doen na die tyd, beteken dit jou hipotese gaan toetsbaar wees het. So daar is jou vereistes vir 'n hipotese. Nou daar is jy al as baie verskillende weergawe van 'n gegewe hipotese, solank dit net aan hierdie vereistes voldoen. En dit maak dit dis moeilik om hipoteses te eksamineer. Memorandums moet dus alle verskillende opsies in ag neem. En dis hoekom ek vir jou gesê het, dit kan positief wees, negatief wees, of dit kan oor die algemeen wees. Right, kom ons skuif aan. Kom ons maak ons skoon hierso. Wat daai pyltjie, as ons sê. Nou beplan jy jou ondersoek. Nou, soos ek sê, aan die hand van hierdie voorbeeld, gaan dit wees, hoeveel koeke gaan jy bak? Wat sal elke keer verskil in hierdie verskillende koeke wat jy gaan bak? Waarvoor sal jy op die uitkyk wees? Wanneer sal jy die eksperiment doen? Waar gaan jy die eksperiment doen? Watter apparate gaan jy gebruik vir die eksperiment? Hoe gaan jy die resultate opteken? Hoe gaan jy jou lesings maak? Met ander woorde, dis hoekom ek sê hierdie prentjies vir julle ingesluit. Hoeveel koeke gaan jy maak? Watse apparate gaan jy gebruik? Wanneer gaan jy dit gebruik? Watter meetinstrumente gaan jy gebruik? Dit so obviously moet jy altyd beplan. Dis dieselfde maar by jou. Jy kan nie net 'n partytjie se datum deurgee nie. Jy moet ook nou by jouself dink, wanneer gaan jy die partytjie hê? Wie gaan jy nooi na die partytjie toe? Wat so formaat gaan die partytjie inneem? Gaan daar 'n tema wees of nie? Verstaan jy, beplan mos iets voordat jy dit uitvoer. So ja, dit is beplan dan die ondersoek. Volgende enetjie. Tydens die uitvoer van jou ondersoek is dit baie belangrik om jou resultate so volledig moontlik aan te teken. Nou meeste van die keer obviously gaan jy mos nou maar gebruik maak van 'n tabelletjie om jou resultate aan te teken. So elke keer as jy nou jou spesifieke bakpoeier gebruik en jy plaas nou jou bak nou jou koek in die oond en jy meet nou dit na die tyd met 'n liniaal of whatever instrument jy gaan gebruik, dan teken jy jou resultate aan. Dan doen jy jou tweede eksperiment, teken jou resultate aan, ensovoorts. En dan vat jy hierdie resultate wat jy in die vorm van 'n tabel het en stel dit in die vorm van 'n grafiek voor. Want 'n grafiek is gewoonlik baie nice wanneer jy jou resultate met mekaar visueel kan vergelyk. En dit is ook baie makliker om 'n gevolgtrekking te maak vanuit 'n grafiek uit as wat dit is vanuit 'n tabel uit. Alright, so in hierdie geval waar jy nou hierdie 5 bakpoeiers met mekaar vergelyk,
So ek gebruik gemaak het van 'n kolomgrafiek. Verstaan, maar jou eerste bakpoeier, tweede bakpoeier, derde bakpoeier, vierde bakpoeier, miskien jou vyfde bakpoeier het, en dan hoogte wat jy op jou y-as het, jou tipe bakpoeiers wat jy op die x-as is, en dis nog 'n ding van 'n grafiek, wat ek sommer nou al vir jou kan sê. Kom, ek skryf dit sommer hierso. Dit wat jy hierso op die y-as sit, wat jy op die y-as gaan loop, gaan altyd jou afhanklike veranderlike wees. Met ander woorde, dit wat jy bepaal. In ons geval is dit obviously die hoogte van die koek. Sê maar daar, ek weet ek skryf baie lelik. Maar nou nie vir julle ma's en pa's sê nie, hulle nooit wil dat julle my kanaal kykie. Hierdie meneer skryf van bitter lelik. Daar is hoogte van die koek, en natuurlik moet jy die eenheid bysit, asseblief. As daar 'n eenheid bygesit kan word, sit asseblief die eenheid by. So die hoogte gaan hierdie kant wees, wat op jou x-as is jou onafhanklike veranderlike. Jou onafhanklike veranderlike. En dit is maklik om te onthou. Onafhanklik onder, x-as is onder. Okay? Afhanklik, die a, dit loop af. So afhanklik is altyd op jou y-as, want jou y-as loop af. Alright. So jy moet dit asseblief so aandui. Okay, so hierso obviously gaan ons dan ons verskillende bakpoeiers, ons mooiers en vader, wat die ander name ook al alles is, daarso op aanteken. Jy kan ook natuurlik afhangend van die tipe ondersoek wat jy het, gebruik maak van 'n sirkeldiagram. Moet net nooit vergeet dat 'n sirkel heeltemal 360 grade is nie, want jy gaan daai 360 grade nodig kry om jou verskillende groottes van, let's say, jou pie happe, jou pizza happe uit te werk, is nou om te weet dat 'n sirkeldiagram of 'n sirkel 360 grade is. Maar ja, maar jy kan gebruik maak daarvan om jou resultate visueel voor te stel, of jy kan gebruik maak van 'n lyngrafiek. So dit hang alles af van die tipe ondersoek wat jy doen, wat jou gaan laat besluit watter een van hierdie grafieke jy gaan gebruik om jou resultate voor te stel. Ons vra natuurlik meestal hierdie perd 'n kolomgrafiek, by verre weg. Nou en dan as julle onderwyser dalk kwaad gemaak het, switch die kolomgrafiek uit vir 'n histogram. Die enigste verskil tussen 'n kolomgrafiek en 'n histogram is, jy sit jou kolommetjies net teen mekaar, soos wat julle hier kan sien. Daar's nie 'n spasie tussen jou kolomme nie, hulle is vas aan mekaar. Alright, jy kan 'n spasie hê voordat jou eerste kolom begin, maar jou fisiese kolomme wat jou resultate gaan toon, moet natuurlik vas wees aan mekaar by 'n histogram en los wees by mekaar by 'n kolomgrafiek. En ook verskriklik belangrik, is jou kolomme moet almal dieselfde breedte wees. Almal, okay? Jou spasies by 'n kolomgrafiek moet almal dieselfde wees. Nou hierdie oudjies, solank hulle almal dieselfde is, hierdie oudjies kan almal 1 cm breed wees, terwyl hierdie miskien 2 cm, doesn't matter. Solank jou spasies almal dieselfde breedte is en jou kolomme almal dieselfde breedte is. Jy kan almal natuurlik dieselfde breedte hê, maak nie saak nie. Maar dit is reëls wanneer dit kom by 'n kolomgrafiek, en julle gaan punte verloor as julle dit nie doen nie. En natuurlik moet elke grafiek 'n opskrif hê wat verband hou met die ondersoek. En daai opskrif moet natuurlik ook beide veranderlikes aansluit. Of insluit bedoel ek. Right. En dan natuurlik nadat jy jou resultate het, nadat jy jou resultate opgeteken het, nou kyk jy na jou resultate en jy maak 'n gevolgtrekking. Alright. So jy sê hulle bestudeer die resultate en wees op die uitkyk van 'n algemene verband wat afgelei kan word. En dan verwys jy altyd terug na jou hipotese toe. Met ander woorde, het hierdie resultate en hierdie of die gevolgtrekking vanuit die resultate, het jou hipotese korrek getoon of het dit jou hipotese verkeerd bewys. Alright, want dit word ook vir julle gevra in 'n ondersoekende vraag en 'n vraestel. So ja, nou hier is gevolgtrekking wat ons in hierdie voorbeeld miskien maak. In my geval het ek snowflake hierso ingesit. Snowflake bakpoeier het die koek hoër laat rys as die ander bakpoeiers. Dis jou gevolgtrekking. Alright. Of mooiers bakpoeier het die koek die minste laat rys, afhangend van hoe jy jou gevolgtrekking sit en maak. Maar hier sê hulle, wees versigtig om nie sommer net die resultate aan te haal nie. Noem eerder 'n verband wat tussen die twee veranderlikes gesien kan word. Alright. So ja, dit is wat jy doen aan 'n gevolgtrekking, en dan soos sê, afhangend van jou hipotese, dalk het jy voor die tyd reg geraai en gesê snowflake gaan koekie meeste laat rys, en dit wil sê jy het jou hipotese korrek bewys. Of mooiers het dalk die koekie by hoogste laat rys en jy het gesê in jou hipotese snowflake gaan die koekie hoogste rys, dan sê jy net jou gevolgtrekking het jou hipotese verkeerd bewys.
Want jy het gedink dit gaan snowflake wees, maar dis dit mooiers. So dit maak nie saak, jy gaan nog steeds 'n punt kry vir jou hipotese, of dit nou korrek deur die gevolgtrekking bewys is, of verkeerd deur die gevolgtrekking bewys is, solank jou hipotese net verband hou met die ondersoek. Dis baie belangrik. Right. Tydens enige ondersoek, en dit is seker die goed wat die meeste gevra word, hierdie volgende 2 verskynsels. Tydens enige ondersoek is die betroubaarheid van 'n ondersoek ook verskriklik belangrik. Alright. En betroubaarheid verwys daarna of die resultate van die ondersoek vertrou kan word en of dit nou konsekwent is. Alright. Nou betroubaarheid is daar altyd basies 2 dinge wat jy kan doen in enige ondersoek om te verseker dat jou resultate betroubaar of konsekwent is. En dit is om die ondersoek te herhaal, met ander woorde doen dit weer, of jy vergroot die steekproef. In plaas van 5 verskillende bakpoeiers, gebruik jy miskien 8 of 10 verskillende bakpoeiers. Alright, so hierdie 2 stappies wat julle hierso sien, dit is altyd die 2 stappe wat jy kan doen om te verseker dat jou resultate betroubaar gaan wees. Nou vir my is dit altyd maklik om te onthou, want ek onthou daai B, die B vir bicycle, en ek weet 'n bicycle het 2 wiele. So betroubaarheid het 2 moontlike antwoorde wat jy altyd kan gee, en dit is herhaal en vergroot die steekproef. Alright, by betroubaarheid. Maar die ander ding is natuurlik ook geldigheid. So jou resultate moet ook geldig wees. Nou vir resultate om geldig te wees, is daar sekere faktore wat jy konstant moet hou tydens jou ondersoek. Met ander woorde, in ons voorbeeld, omdat ons sit met verskillende bakpoeiers, nou gaan ons elke bakpoeier individueel toets om te kyk watter een die koekie meeste gaan laat rys. Maar sê nou maar ons doen 'n eksperiment nou met Mooiers bakpoeier. Die oond wat ons gebruik, die temperatuur waarby ons die oond stel, hoe lank ons dit binne die oond het, al daai faktore moet konstant gehou word vir al die ander bakpoeiers wat ons daarna toets. Want dit gaan verseker dat jou resultate geldig is. Alright. So as jy nie die veranderlikes waarin jy belangstel nie konstant hou nie, sal jy nie weet watter veranderlike die verskil in die hoogte van die koek veroorsaak het nie. En dit is 100% so. So al die res van die veranderlikes in hierdie ondersoek moet konstant gehou word, sodat die enigste ene wat verander die tipe bakpoeier is. En dit is eintlik wat jy ons wil toets van die begin af. Dit was mos jou doel. So al die res van die goeders, die instrumente wat jy gebruik, al daai goed moet presies dieselfde wees. En die enigste ding in hierdie ondersoek wat moet verskil, is jou onafhanklike veranderlike wat die tipe bakpoeiers gaan wees. Alright. So dit sou tot gevolg hê dat die ondersoek dan ongeldig is, as jy te veel verskillende veranderlikes het. Hierdie bakpoeier, hierdie koekbakkie en hierdie oond, daai koekbakkie 2 dae later in 'n ander oond, verstaan dit, jy kan nie, want dan die feit dat die oonde verskil, beteken dat jy nog 'n veranderlike het wat actually 'n invloed kan hê op die resultate. En dis waarom dit belangrik is dat al die res van die veranderlikes dieselfde gehou moet word. En ons noem hierdie veranderlikes konstante veranderlikes wat jy daar is. Ek highlight hom sommer net gou daar. Daar is hy, konstante veranderlikes. Alright. En ek gaan nou vir julle voorbeelde gee obviously van wat in hierdie ondersoek konstante veranderlikes is. Maar soos wat nou hierdie prentjie vir jou 100% hê, as jy te veel faktore het wat invloed kan hê op die resultate, dan gaan jou ondersoek as ongeldig verklaar word. Maar as jy slegs een faktor, daai onafhanklike veranderlikes, die bakpoeiers is wat verskil, net daai is die enigste faktor wat 'n invloed kan hê op die resultate, dan is jou resultate geldig. Jou ondersoek word dan as geldig verklaar. En dis wat ons wil hê. Alright, so as daar vir julle vraag gevra word oor geldigheid, dan gaan dit oor watter faktore buite die onafhanklike veranderlike moet julle deur die ondersoek konstant hou om te verseker dat julle resultate natuurlik geldig is. Nie betroubaar is nie, want betroubaarheid is 'n ander vraag. Om betroubaarheid te hê in 'n ondersoek moet jy die ondersoek herhaal of jy moet die steekproef vergroot. Maar by konstante veranderlikes is dit faktore wat jy almal dieselfde moet hou tydens hierdie spesifieke ondersoek. Okay, dan iets wat ook baie gereeld gevra word, is hierdie. As 'n juffrou vir jou vra of 'n meneer vra vir jou 'n vraag stel, wat is die doel van 'n kontrole in 'n ondersoek? Nou, dis net addisionele eksperimentele opstelling wat jy doen wat hulle noem 'n kontrole. Maar die doel van 'n kontrole is om slegs een veranderlike te toets
En dit verskaf jou van 'n stel data, en dit is wat jy inskryf by die antwoord, 'n stel data waarmee jy jou resultate kan vergelyk. Alright, so dis die doel van 'n kontrole. Alright, so kom ons kyk gou daarna, soos hierso. In hierdie ondersoek, dieselfde grootte, handelsnaam, ouderdom, die tipe eiers wat jy gebruik, dieselfde hoeveelheid meel, dieselfde hoeveelheid suiker, en nie dieselfde hoeveelheid nie, maar ook dieselfde handelsnaam suiker. Met ander woorde, wat se suikers is daar nou? Hulits. Hulits is nou 'n soort suiker. Of sommer Pick n Pay se no-name brand suiker. Maar as jy Pick n Pay se no-name brand suiker gebruik om die eerste koek te bak, moet jy dieselfde no-name brand suiker gebruik vir al die koeke. En dit geld natuurlik vir dieselfde volume, temperatuur. Hierdie selfde handelsnaam meel obviously gaan ons nou verskil, want jy gebruik ons nou verskillende bakpoeier. Dis mos wat jy nou in hierdie ondersoek actually toets. Maar daarna, almal moet by dieselfde temperatuur wees, die vanilla essence wat jy gebruik, die botter wat jy gebruik, so al jou bestanddele moet dieselfde wees vir al hierdie 4 of 5 koeke wat jy gaan sit en bak. Die oond wat jy gebruik moet dieselfde wees vir al 5 koeke wat jy gaan bak. Dieselfde temperature, dieselfde tyd moet die oond bygestel word. En dan natuurlik dieselfde hoeveelheid bakpoeier wat jy gaan gebruik, in elkeen moet dieselfde wees. So as jy al daai faktore dieselfde hou, en is slegs die tipe bakpoeier wat jy gebruik, of die tipe brysmeel, of whatever jy dit wil noem, gebruik. Dis die enigste ding wat moet verskil. Verder moet alle ander faktore dieselfde wees vir al hierdie individuele koeke wat jy gaan sit en bak. Dan gaan jy sit met resultate wat natuurlik geldig is. So dis wat ons bedoel by konstante veranderlikes, of hulle noem dit ook gekontroleerde of vaste veranderlikes. So daar het jy 3 sinonieme, en is belangrik om al 3 te ken, verstaan, want hulle kan vir jou in enige van hulle vra. Soos ek vir julle sê, hierdie wetenskaplike metode is verskriklik belangrik tot en met graad 12 toe. So jy kan in graad 8 en graad 9 en graad 10 kan 'n onderwyser gebruik maak van konstant, dan sien jy 'n vraestel wat jy uitwerk wat vaste veranderlikes gebruik, of die woord gekontroleerde veranderlikes, maar dit verwys almal na hierdie faktore wat jy konstant moet hou tydens 'n ondersoek vir geldige resultate. Alright, super belangrik. En dan is ons aan die einde van hierdie wetenskaplike metode. Alright, so asseblief, leer hierdie proses baie goed, sodat jy volpunte kan kry, want dit is baie lekker, en is eintlik 'n maklike manier om punte te kry. Alright, goed gaan julle, sien vir julle weer later. Bye bye.